Absolute voorreg om jou welkom te heet hier in die Kolle Gleuf. My naam is Jan Hendrik Kleinhans en ek het 'n ateljee vol bekendes hier by my. Dis my voorreg natuurlik om vir Peer van Heerden, ons direksievoorsitter, aan u bekend te stel. Peer, jy gaan ook ons gaste dan nou dienooreenkomstig voorstel. Ja, goeiemôre Radio Namakwa-land luisteraars. Baie welkom by hierdie spesiale lewendige uitsending van Radio Namakwa-land. Ek is Peer van Heerden en saam met my in die ateljee is 3 van ons dagbestuurslede, Jan Oosthuizen, Reggie Strauss en Jan Hendrik Kleinhans, sowel as 'n baie spesiale gas, die stigter van die radiostasie, Bernard Damrats. Bernard, baie dankie. Dankie dat jy al die pad gery het tot hier. En om ons met jou hart en jou bydrae van vanoggend se uitsending te deel met ons. Ons kom vandag na julle toe met 'n oop hart om die toekoms van die radio te bespreek. Ons wil met julle deel hoe ons die radio gaan omkeer, hoe ons finansiëel volhoubaar wil word en hoe elke luisteraar hier buite kan help. Sit saam gerus en maak 'n koppie koffie en luister. Hierdie uur is vir julle. Dan wil ek sê, Jan, jy kan nou vir ons aangaan met die volgende deel. Dan sê baie dankie, Peer, en ek dink wat 'n voorreg. Kyk, ons sit nou die laaste tyd het ons dan 'n bietjie gekuier, ons vier. En dis lekker, en Bernard, is altyd heerlik om jou te sien. Ons het al 'n paar gesprekke gehad, maar om jou hier ook weer, en ek dink as ons net 'n bietjie die ys kan breek, jong, dit voel hom lekker, nee, om weer hier te sit. Bernard, as ek kan sê, onthou, dit was dan baie ure se Telethon tyd om hierdie tafel. Sê net daar vir ons môre. Môre Jan en môre luisteraar, wat 'n voorreg. Ja. Hey, wat 'n voorreg. Dis seker nou 7 jaar ten minste wat my stem op die stasie stil geword het, en dis vir my onbeskryflik om hier saam te wees. Dankie vir die geleentheid dat julle my genooi het om deel te neem aan hierdie gesprek, Peer, jy en Jan Hendrik en Reggie. Dis die weersiens was 'n aangename een, en dankie vir die voorreg nog 'n keer. En vir die luisteraar, as ek daar oor die boksie met jou gesels, van my en Lenet, sy sê almal wat haar ken, ek moet tog haar liefde en groete ook aan julle. Absoluut. Ja, Ek wil hom net sê, weet jy het so mooi, en ek jou sommer net so, ek het nou, jong, hulle sê my bynaam is Jan Onkant, so ek weet julle het nou 'n skrip hier voor julle, maar ons wil hom ook die harte net voel. Weet jy, jy het eintlik so 'n oulike ding gedeel nou die aand by die direksievergadering, toe jy gepraat het oor Nehemia en die passie wat hy gehad het. En as ek nou dink, weet, Bernard, jy ry nou daar, hoe laat het jy weggetrek vanoggend? Ek is 4:24 van my huis daar weg. Jy weet, ek kom uit Klein Willem, julle elkeen is baie besig, maar hier's 'n stuk passie om hierdie ding te laat werk. Wil jy gou net daai gedagte deel, weet jy? Ja, dankie Jan. Nehemia was met 'n groot verwoestende boodskap gekonfronteer dat die mure van Jerusalem, wat eintlik beskerming vir die stad en sy inwoners moes bied, in pyn gelê het. Die poorte was verbrand en die verwoesting was oorweldigend. Hy het na die Here toe gegaan, hy het gevas en gebid, en dit het sy desperaatheid eintlik uitgedruk. Daarna het hy na die koning gegaan. Hy het van die koning guns ontvang en ook middele om terug te gaan en die werk te gaan herstel. Saam met die herstelling van die werk en die bou van die mure was daar ook weerstand en teenstand en aanslaan. Soos die werk gevorder het, het die teenstand ook toegeneem. Maar die einde van die saak is, die mure was herstel. Die mure was gebou in 'n bestek van 'n relatiewe kort tyd vir die tydperk vir wat die mure in pyn gelê het. En ek vat geloof en hoop in die Here. Maak nie saak wat die situasie is, ons God is groter. En hy voorsien, hy gee guns. Hy gee guns by die mens, sy guns gee guns by die mens. En ook vir Radio Namakwa-land weet ek, die Here herstel, hy restoreer, hy rig weer op. En die mure gaan herstel word en gebou word in die Here se naam. Amen. Weet jy, ons stem saam, en ek dink dat is baie belangrik dat ons vandag natuurlik, ons het hier, ons het hierdie boodskap op Facebook en oral uitgesit.
is 'n krisis. Nou, dis nie die eerste keer Bernard en julle wat nou lank kom dat die radio nie in 'n krisis is nie. Ek dink daar's 'n paar mense wat sê, wanneer julle krisis nou begin ophou, want julle is elke nou en dan in die nood. Maar kom ons praat net. Daar's 3 dinge wat ek dink ons in die oë kyk en dit is eerstens ons hele ekonomie. Weet almal het radikaal verander en ek dink almal is onder finansiële druk en dit raak letterlik almal. Ek dink tweedens is ons in 'n tegnologiese revolusie. Ons sien dit dat met sosiale media, die invloed van YouTube en die sosiale kanale Facebook en Instagram en TikTok en al hierdie goed, weet, dan vra mense waar is die stem van die radio? En natuurlik AI het natuurlik nou nog 'n verder revolusie daarop wat ek dink nie almal van ons eers heeltemal weet hoe daai ding ons nog gaan vang nie. En dan moet ons praat oor net ons mense. Ons luisteraars, dink ek, en ek het vanoggend het iemand op dagbreek gepraat, Reggie, oor dat ons leef in 'n era van struweling. Mense is weet daar's politieke verdeeldheid in groepietjies en hierdie een glo in die ek kan dink ek is saam met die vleiseters. Daar's natuurlik mense wat nie vleis eet nie, maar nou ja, soos dan mos nou allerlei groeperinge met baie verskillende goed. En ek dink dis Pierre wat ons gebring het om te sê goed, hier is 'n situasie en ek dink die groot doel vandag is ons is in 'n nood, maar ons doel vandag om met die luisteraar en die wat daar luister te praat is ons wil onsself verbind om verantwoordelikheid saam met ons personeel en ook almal wat luister, hierdie radio moet volhoubaar wees ekonomies. En dit gaan die hoofdoel van ons gesprek wees. Pierre. Ja, dan wil ek hier oorskuif na Bernard toe en Bernard vir hom vra. Vertel vir ons 'n bietjie die agtergrond, waar die radio ontstaan en dan wat het jy in die afgelope tyd, wat was julle mandaat destyds? Vertel so 'n bietjie geskiedenis van die radio want dit is so belangrik dat ons wat dit nie ken nie en die mense wat buitekant luister nie ken nie. Vertel vir ons 'n bietjie die agtergrond daar. Pierre, ek dink ek moet miskien net heel eers sê 'n regstelling. Ek is nie die stigter van die radio nie. Ek was deel van die groep mense wat eintlik die stigters daarvan was. Nou een van daardie groot figure wat 30 plus jaar terug die radio tot stand gebring het 'n visie van die Here afgekry waar hy gesê het die Here het vir hom gewys hoe staan hy bo in die hoogste dele van die Cederberge. En die Here se arms is uitgestrek en gesê oor hierdie vallei en die omgewing rondom die vallei sal my evangelie deur die senders van Radio Namakwaland verkondig word. Dis kosbaar. En ek dink dit alleen behoort genoeg te wees om te sê die radiostasie mag nie wegraak nie, want dan gaan ons bloed op ons hande en ons wil nie daai ding hê nie. So ons moet ons bes doen om dit te herstel. So terug in 1995 eintlik het daar 'n groep mense waarvan Dominee Ben Huys destyds van die EG Kerk hier op Vredendal en Dominee Johan Hendriks van die NG Kerk en Dominee Potty en daai manne en Boobie Oberholzer en Johan Engelbrecht, Johan Potlood soos ons hom ken. Hallo Johan. As jy voor die radio is, daai mense het hierdie ding geneem en Radio Tygerberg het destyds onder die leiding van Dominee Soon Sewenster het hulle begin en hulle het die wiel toe nou al ontwikkel en toe het hulle gesê maar kom ons neem die resep by hulle oor en ons stig die radio en aansoek gedoen vir die lisensie 1995 was die eerste lisensie toegeken. Maar toe die ding geïmplementeer moes word, toe sien hulle, maar dit gaan baie meer geld kos as wat hulle voorgestel het. En toe die ding stilswyend maar op die lange duur gestel. En toe kom Willem van der Rys destyds van Radio Logos en Flip Loots wat 'n mens vandag nog oor die RSG godsdienstprogramme hoor en hulle sê maar ons sien julle het 'n lisensie wat julle nie gebruik nie, kan ons julle help.
En ons het gesê kom, en hulle het al die pad uit Pretoria het hulle hierheen gery en Epskos wat die stene besigheid op Loetswil gehad het vir ons 'n karavaan geleen en die het ons hieronder waar die finansiële kantore is op die stoep staan gemaak en vir 'n week daar uitgesaai en dit bekend gestel en oorweldigende reaksie gehad op dit. En uit dit uit het ons so van die 12de tot die 19de Julie van 1996 daai toetsuitsendings uit die karavaan gedoen met omroepers daar uit Pretoria wat nou hulle name my ontgaan het. Maar daai uitsendings gedoen en die luisteraars oorweldigend gereageer het, sê ons wil dit hê. En toe het ons weer inderdaad aansoek gedoen vir die hernuwing van daai lisensie wat Okosa daai tyd aan ons toegestaan het, eintlik die IBA, die Independent Broadcasting Authority, daarna het Okosa eers gekom en hulle het ons lisensie hernie en het ons begin om met die mees basiese huishoudelike toerusting 'n ateljeetjie aan mekaar. Ons het vir Ateljee 316 uit Pretoria se baas hier gehad. Hy het vir ons die ding aan mekaar gesit en die uitsendings het begin. En na die eerste 12 maande het die eerste teleton plaasgevind. En die mense met soveel oorweldigende oortuiging deelgeneem daaraan, laat ons toe nou die baie suksesvolle teleton gehad het en daarvan af is alles geskiedenis. Ja, baie dankie vir daai stukkie of daai groot stukkie geskiedenis wat ek dink min mense, ek weet nie daarvan. Ek het gehoor daarvan, maar in detail so kan gehoor word. Wat dink jy was die mandaat daar op daai stadium? Die mandaat dink ek was wat die visie was. Ons moet die evangelie van Jesus Christus oor hierdie frekwensie uitdra vir wie ook al daarna wil luister, sodat daar altyd met die draai van 'n knoppie 'n kanaal beskikbaar kan wees waar die evangelie hoorbaar is in sang en musiek en bediening en wat ook al. Ja, prys die Here daarvoor. Baie dankie Bernard. En Jan, dan kom ek hier terug na jou toe. Daar's 'n paar strategieë wat ons nou probeer geïmplementeer. Ons het dit nou, so jy net gesê het, baie gekuier, baie bymekaar gepraat, baie koppe bymekaar gesit. En ja, vertel 'n bietjie ons van ons omkeerstrategie. Ja, dankie Pierre. Ek dink dis baie belangrik dat ons vandag vir Bernard het en ek dink ons moet dan ook na sy leiding ook vir Egbert Brink baie dankie sê. En hy het definitief ook die radio saam met al sy spanmense tot hier toe gelei. En jy weet, hier's baie name. Die personeel wat soos ons sê permanente personeel en dan ons vryskut personeel en dan ons ander omroepers en ons predikante wat boodskappe gee. So weet dit was ek dink wat ons vandag wil hoor by Bernard, dat hierdie is 'n gemeenskap radiostasie. Ek dink van die begin af het ons dan in ons strategie Pierre was een van die eerste grondbeginsels wat julle weet ons nou baie oor gepraat het die laaste tyd, is dat daar's 'n sê ding, prescription without proper diagnosis is malpractice. Wat ons mos maar nie in die mediese wêreld ken nie. As jy daar by 'n dokter instap, dan kan hy nie net sommer vir jou enige pil gee nie. Hy moet dan eers 'n ordentlike diagnose gemaak het. En ek dink dit is 'n grondbeginsel wat ons vandag eendag gehad het. Kom ons kyk na die finansies. Jy gaan nou meer daaroor praat. Ons moet baie mooi kyk wat is die kwessie rondom ons lopende uitgawes, ons bedryfsuitgawes teenoor die inkomste en om dit volhoubaar te kry. En dan terug na die punt wat Bernard gemaak het. Enige kerk, Bernard, en soos julle almal weet, bestaan om die evangelie te verkondig. Maar as ons nie kyk na die getalle, want ons nou ook 'n meeding is, ons moet kyk, weet, hou die mense van die musiek, luister hulle na ons musiek, luister hulle na die prediking, kom hulle kerk toe, en sovoorts, weet, ek onthou 'n predikant vriend daar in Rudy, van Vieren.
van Citrusdal het vir my altyd mooi gesê, sê mense stem met hulle voete. So ons moet na getalle kyk wat ook weer eens 'n diagnose is en ons is nog in die proses om daai syfers meer akkuraat te kry en weet wie luister. Hoe ver strek die radio se impak ensovoorts. En dit bring ons dan dat ons sê ons moet hierdie 4 pilare, kwaliteit programme, ons radio se soos 'n pakstoor of 'n plaas het mos 'n core besigheid. Ons besigheid is mense en luisteraars en ons moet hulle hier op die radio kry en hulle moet luister en ons moet nou kompetisie, né? Daar's nou ander manne wat ook doen wat ons doen. En dan moet ons vir onsself sê ons mandaat, saam met wat jy gesê het, is om kwaliteit programme aan te bied. Ek sien jy wil iets sê, Bernard. Weet jy Jan, ek weet net terwyl jy by kwaliteit programme is, wil ek net hierdie vir die luisteraars sê, want dis hoe hulle ons kan help met die evaluering. 'n Goeie radioprogram met 3. Hy moet jou entertain, hy moet jou educate en hy moet jou inform. En so hy moet jou vermaak, hy moet jou onderrig en hy moet jou inlig. En as jy daai 3 punte van goeie radio in jou agterkop hou en jy luister na 'n program en daai goed is teenwoordig in daai program, gee dit vir die omroeper by wyse van 'n WhatsApp of wat ook al, want dit tel hom ook op om volgende keer beter te doen. Maar as dit nie daar is nie, gee dit ook vir hom sodat hy weet hy het werk om te doen, want hy doen nie goeie werk. Ja, Bernard, dis hoekom ons so bly is hier vandag. So ons praat de mekaar en julle is nou fisiek op julle plek, maar kyk as ons 'n vergadering hou dan val ons in mekaar se stories en so aan. So julle is nog vreeslik styf hier agter die mikrofone. Die volgende 2 punte en ek wil terugkom by die een oor finansies voor ek vir jou teruggee, maar die volgende punt was wat ons nou gesê het, ons moet ons digitale teenwoordigheid vergroot. So dit is ons, kom ons noem dit ons 3de groot grondbeginsel. En laastens, ons moet 'n nuwe leierskap en eienaarskap struktuur vestig. Nou ons gaan die kort daarvan om die strategie vir julle te gee en dit het natuurlik ons personeel en ons uitgawes die meeste geraak, is dat ons radio tot dusver was 'n baie duur radiostasie in terme van hoe hy bestuur word en sy bedryfsuitgawes teenoor sy inkomste. En ek dink dis net 'n eenvoudige harde feit. So om dit aan te spreek het ons dadelik begin sê dat wat kan die radio nie sonder nie? Hy kan nie sonder omroepers nie. En omroepers is 'n spesialis veld wat jy moet die hele tyd opleiding doen en jy moet mense oplei en dit gaan natuurlik ook, julle hoor die advertensies, ons soek omroepers en ons wil meer mense kry om sy stem gehoor te word, maar weer eens volgens 'n baie goeie en hoë standaard. Maar kom ons praat dan oor bestuur. Ons het gaan kyk na die radiobestuurder en ons radiobestuurder Arme Egbert was toegegooi. Julle sal onthou daar was op 'n stadium 2 admin persone saam met hom gewees wat verantwoordelik was vir verskillende afdelings van die radiobestuur. En dit kos baie geld. Dis baie duur. En so ons het eenvoudig 'n strategie gehad dat ons as dagbestuur wat elkeen met 'n sekere kundigheidsveld kom, ons sal dit nou vir julle gee, het gesê kom ons kyk of ons daai funksies kan wegneem en dat ons dit gratis dan vir die radio sal begin doen. So spaar ons dan daai koste, maar dit beteken uit die aard van die saak 'n verlaging in die posbeskrywing en natuurlik ook die posbetaling van die stasiebestuurder. En ek dink dis die kwessie rondom ons stasiebestuurder. Wat ons hierna gekyk het en ons het ook gesê ons wil ons hele direksie uiteindelik uitbou, dat dit nie net ons 4, maar dat jy nog meer en nog meer kundigheid inbring. Maar op hierdie stadium is ons portefeulje Peer van Heerden is verantwoordelik vir finansies saam met sy vrou Deleen en het al die finansiële funksies nou oorgeneem en betalings en die rekordhouding en van die boekhouding ensovoorts. Myself opleiding en ontwikkeling en ons is besig met daai programme. Ek kom uit my konsultasie besigheid om omkeerplanne vir sakeondernemings te doen. So ons gebruik my bestuurskennis om dan nou die radio daar beter te help belyn en dan natuurlik Jan Hendrik Kleinhans
vir sy menslike hulpbron. Ek dink almal ken al die werk wat hy doen ook in sy job law werk in die gemeenskap. So hy is absoluut 'n kundige op daai veld. So ons kon daai funksionaliteit wegneem en laastens registrars rondom kwaliteit beheer en werwing. Hy is mos daai pastoor wat van almal hou, mense. So hy moet ons mense daar in die gemeenskap bymekaar kry. So dis die spanpeer en ek dink dit is hoe ons dan dadelik, jy gaan nou meer daaroor praat, kon 'n groot reuse kostebesparing onmiddellik teweegbring in die volhoubaarheid van ons radio. Ja. Ek gaan sommer onmiddellik oorgee hier aan Reggie. Reggie, wat jy wat verantwoordelik is vir die kwaliteit beheer en werwing. Vertel ons 'n bietjie, wat is jou strategie en jou planne? Ja, die belangrikste natuurlik vir elkeen wat betrokke wil word by die radio, het sy dit nou op 'n administratiewe vlak of as omroeper, is dat jy 'n persoonlike verhouding met die Here moet hê. Ons wil dit eerste pertinent noem, baie belangrik, wedergebore wees. En natuurlik daarmee saam, nie dit 'n belydenis nie, maar 'n lewe wat daarvan getuig, wat dit bevestig in jou woord en in jou handel en in jou wandel, jou karakter. Want hier by die radio in die area of die spasie word kleiner, ons skuur letterlik skouers met mekaar. So dan wil ons ook net sê dat as jy betrokke wil word, en ek wil nou 'n paar areas wat ons hulp benodig uitlig en noem, maar dit kom basies te neer op administratiewe take en funksies, op tegniese vaardighede, en ek wil ook dalk net byvoeg, as jy dit nie het nie, ons kan jou nou ook hier leer of wys wat om te doen. Eerstens het ons 'n baie groot musiekargief wat op die oomblik redelik wanordelik is, en ons soek iemand om met administratiewe en ook IT vernuf te kom om hierdie snitte ordentlik te kom stoor, metadata reg te stel en te help met nuwe sagte ware. Ons wil seker maak dat die omroepers maklik liedjies kan vind en dat ons dit nie onnodig dupliseer nie. Dan is daar ook 'n verantwoordelikheid rondom verslagdoening teenoor MDDA, en jy as luisteraar het natuurlik al baie gehoor dat ons met MDDA saamwerk en hulle ondersteun ons baie grootliks as 'n gemeenskapsradio, maar ons is verantwoordelik om streng verslagdoening en inhoudsvereistes waarin ons moet voldoen. So ons soek iemand wat ons kan help met die opstel en die oplaai van weeklikse verslae, sodat ons dit volledig aan hulle kan voldoen. Dan is daar ook 'n behoefte in algemene regulerende nakoming en spesifiek rondom verskeie agentskappe soos ICASA wat sekere regulasies aan ons as die uitsaaier stel. So ons soek ook vrywilligers wat met regs en administratiewe kennis ons kan help om ons beleid en lyste op datum te hou en ook om die span op te lei. Dan ook natuurlik ons groot inkomste is ook uit ons advertensies uit, maar dit vereis dat ons professionele advertensies daar vir jou as luisteraar en ook die besighede wat adverteer daar moet stel. Ons kry ons inkomste en ons het nie altyd, ons erken dit, altyd die vaardighede om kort, kragtige, flitsende, professionele advertensies daar te skep nie. Maar jy is dalk die een wat ons daarmee kan help, en ons wil vra dat jy, as jy die ervaring het in bemarking, dalk skrifontwikkeling of klankproduksie het, kom help ons om hierdie advertensies te skryf en sommer ook dalk op te neem. Dan ook 'n publieke spreker databasis. Ons wil 'n kennisbank opbou met plaaslike kenners, sakemanne, geestelike leiers, musiek en verteenwoordigers, sodat ons vinnig die regte persone kan nader vir 'n onderhoud of 'n program. So vrywilligers, asseblief kom help ons om hierdie netwerk te bou en ook te onderhou. Dan natuurlik ook in ons gemeenskap is daar baie stories, goeie prestasies, inspirerende verhale. So ons soek vrywillige joernaliste of korrespondente wat hierdie plaaslike nuus, sport, prestasies, kultuur en gemeenskapsstories kan versamel, bymekaar maak en ons daarmee te kan kom help om onderhoude te voer. So dit hou ons dan in voeling met ons gemeenskap en wat werklik in Namakoland gebeur. So hiermee saam van my kant af, luisteraar, as jy dalk voel jy het die tyd of die talent om in enige van hierdie rolle te kom dien, kontak ons en kom, en jou vaardigheid verseker kan 'n groot verskil kom maak. Ja, dankie Reggie. Kyk, kerels, uit hoofde van dit wat ek nou doen vir 'n beroep deur die dag, en dat ek mos nou 'n naweek werk ook, is ek nou die ou wat die ongemaklike vrae vra.
So ek het gesien deur die loop van die week is die advertensies uit die radio het hulp nodig. Daar's 'n definitiewe ingryping van gebed, maar ook finansies nodig. Pierre, as ek dit na jou toe kan kom met die vraag is, hoekom is die finansies nie volhoubaar gewees nie? Bernard en Annette het hierdie stasie aan ons oorgelos met 'n rekening wat goed in die groen was. Ek dink daar was oor R1 miljoen op vaste belegging uit gewees. Hoe het ons geëindig by die punt waar ons nou sit en kyk na moontlike, sluiting van 'n besigheid wat suksesvol was? Hoe het ons hier beland? Ja, oor die afgelope 4 jaar en daar was toe ek betrokke geraak het of ek dan nou in die direksie was, kan ek terug onthou en ek het dit net toe met Bernard ook gepraat. Daar was 'n R1.2 miljoen belegging en ons het elke jaar 'n tekort van R300,000 gehad. So op die afgelope 4 jaar het ons dan nou die R1.2 miljoen weggekalwe. Kom ons sê dan dat ons op 'n nul balans vir beleggingsdoeleinde is. So, op hierdie stadium hardloop ons van maand tot maand. Ons radio was 'n duur radio. Ons het 'n baie kantoorspasie gehad en dit is ons moes eintlik al lankal die rooi ligte gesien het. Maar ja, dit het die Here het hom so bestuur en ek het vanmôre vir Bernard dit ook so oorgedra. Die Here is besig om die radio te skud en ons moet 'n bietjie uit die boksie te laat dink. En ons moet aanpas. Soos wat Jan en jy net gesê het, ons moet kompeteer met 'n klomp ander dinge buitekant sosiale media. Ek hoef nou nie alles te noem nie, maar 'n mens wat deesdae of 'n persoon wat makliker deesdae sy selfoon en hy gaan daarop as wat die radio se knop draai. Maar Bernard het vir my net 'n bitter kosbare ding gesê. As hy in sy tydperk en ons tydperk waar ons nou sit, as dit oor finansies gegaan het, moes die radio hulle 'n paar keer toegemaak het. Dit was Bernard se woorde net. So ons is weer daar. Ons het vir mekaar gesê, het die radio bestaan. En toe Bernard net dit vertel vir my en nou weer vir die luisteraars vertel, van die persoon wat met sy hande daarbo gestaan het en gesê die Here gaan oor die vallei se word laat gaan. Dan dit gee my nou koue rillings op my vel as ek dit hoor, want dit is die doel en hoekom ons hier moet wees. So terug om finansies. Ons het dit so gebestuur en ons was miskien nalatig. Ons het nie goed gespandeer wat nie verantwoordbaar in die finansiële staat was. Maar ons was kom ons noem dit 'n top heavy stasie. Ons het 'n klomp strukture in plek gehad, mense wat betalings kry en ons is nou by die punt waar ons mos nou die omkeerstrategie gehad het. So dat ons van ons finansies afgeskuif het van 'n maandelikse uitgawe van R158,000 af. En ons is nou by 113 en volgende maand gaan dit nog minder wees want ons het die kantoorspasie gehalveer, so ons huur en ons elektrisiteit en alles word ook gehalveer. Dankie Pierre. Ja, ek dink ek dink die ding is, as ek nou net by Pierre kan aanhaak, die volgende belangrike ding wat 'n ou moet aanspreek hier, Pierre, is dat ons as bestuur van die direksie, die dagbestuur, is nie bloot oortuig dat die radio kan bestaan sonder sy omroepers nie. En die omroepers is nie bloot net 'n funksionele rol wat hulle vervul nie, maar die draers van die stasie se roeping en getuienis. En stemme wat op die lug gehoor word, dis die instrumente waardeur die invloed en die bediening wat hulle doen uitgeoefen word. En daarom, soos Reggie tereg gesê het, is die kwaliteit en die geloofwaardigheid en die volhoubaarheid van die uitsaaidiens in 'n groot mate bepaal deur die karakter, integriteit en rentmeesterskap van die wat op die radiostasie dien. Soos die skrif ons leer, het ek al gehoor, die belangrike ding hier is, oor min was julle aangestel, of oor baie was julle aangestel, en oor min was julle getrou, en ons wil daai ding reg omswaai. Ons wil sê, oor baie is ons aangestel, en daar word ook baie van ons verwag. Ja, as ek daar kan inkom, ek kan nie wag om hierdie storie te vertel nie. Ek het hierdie storie nou seker op elke vergadering vertel. Maar ek dink dit onderskryf die punt wat jy nou weer maak en ek hoop Bernard en almal wat luister gaan saamstem. Is dat jare gelede het ek die voorreg gehad om ek en Chantal daar in Noorwe te beland en daar was toe nou 'n geleentheid om hierdie yslee ekspedisie te kon doen en my eerste snaaks was dat ek en Chantal is nou nie die maarste mense onder die son nie. Ons nou gaan my vrou my raas en sê, "Ai my man, jy sit my nou hier op die spot." Met baie data. Ja. Maar as ons nou nie nou in elk geval, so ek was bekommerd dat die 8 honde vir ons gaan trek, maar toe sien ek die honde doen baie goed.
En nou ons nou so eind op die ys is, toe vra ek die man wat ons nou ry en ek vra vir hom, jong, wie is jy? En ons begin mekaar leer ken en aan die einde dag sê hy vir my, dis nie sy werk wat hy nou doen nie, hy het uiteindelik kom uithelp. Hy is die nasionale held van Noorwe in hierdie oorlewingsreise wat hulle met hierdie hondeslees doen. En ek was natuurlik nou baie opgemaak en begin hom toe nou uitvra en sê, jong, maar nou hoe wen jy nou so 'n kompetisie? En hy begin toe gesels en julle wat my nou al ken in strategiese beplanning, ek sal altyd met 'n maatskappy, een van die eerste ding wat ek doen wanneer ek maatskappye help is om hulle te help om hulle one thing te ontdek. Ons is nou hier met dit ook hier besig. En ek vra vir hom, jong, in enige bedryf is daar 'n one thing, wat jy moet absoluut dryf as 'n fokus die hele tyd. Ek vra vir hom, so wat is jou one thing wat jou gemaak wen het? En hy het sonder om te wag, het hy dadelik vir my gesê, he who loves his dogs most win. En dis 'n groot lang verduideliking toe hy nou vertel hoe hy sy honde liefhet en hy het elke babatjie rondgroot gemaak en hy's 'n veearts en hy ken sy honde se temperamente en. So ek wil dit hier op die lig sê en ek dink almal gaan met my saamstem en ek hoop ons hele gemeenskap gaan hierdie punt vat. Die honde van hierdie radio is die omroepers. Yes. En ons is nog ver daarvan af, op die oomblik kry ons omroepe swaar, ons het te min, hulle werk te lank en hulle het te min geld maar as ons hierdie radio wil suksesvol maak, moet ons 'n stal van omroepers hê wat blink, wat gelukkig is, wat hulle roeping vervul, wat die luisteraars gelukkig maak. Ek weet julle as luisteraars, jy connect maar met daai luisteraar, ag met daai omroeper en sy stem. So ek dink Peer, terug na jou, ek dink dit was een van ons hooffokusse, ons is nie daar nie, maar dit is ons oogmerk dat ons strategies in hierdie omkeerplan sal seker maak dat en dis hoekom ons van die bestuurfunksies weggevat het en gesê het ons help met van die bestuursfunksies om die radio goedkoper te maak sodat ons die meeste van ons geld en tyd in die toekoms in ons omroepers kan plaas. Dankie Jan. Nou wil ek hier terug gaan na Bernard toe en vir hom vra, waarom is dit belangrik dat ons 'n gemeenskapsstasie is? Ek dink die gedagte wat reg aan die begin posgevat het by die destydse bestuur is Radio Namakoland moet as gemeenskap radiostasie iets wees wat uit die gemeenskap uitkom en wat vir die gemeenskap aangebied word. So ek dink uit die gemeenskap vir die gemeenskap is miskien die kerngedagte wat baie jare terug gesetel het. En ek dink dit is wat vir my mooi is en mooi aansluit by hierdie strategie wat Reggie ook vir ons uitgelig het, is dat ons mense wil vra, ons luisteraars wil vra, raak betrokke. As jy IT onderlê is en jy wil met die databasis van die musiek betrokke raak betrokke. En kom hiernatoe en met 'n ingesteldheid van, en ek dink dis baie belangrik, dat ek het nie hiernatoe gekom om gesien te word nie. Ek het hiernatoe gekom om te dien. En dan dien jy nie die radio en sy bestuur, jy dien die Here heel eerste en dan dien jy deur dit wat jy doen die gemeenskap. Ek wil net rondom musiek miskien net 'n gedagte los, Reggie. Daar sit soveel mense met die wêreldse musiekkennis en 'n databasis van. En dit is nou maar so, Radio Namakoland het 'n baie unieke klank. Ook in terme van die meeste musiek wat hier aangebied word. En as jy oor daai inligting en kundigheid beskik, gaan sit en stel 'n uurlange musiekprogram op en sê, ek gaan nou hierdie musieksnit vir jou speel en dit is die eerste keer in 1968 opgeneem deur Jan Hendrik Kleinhans in 'n klein ateljeetjie daar in Vredendal wat eintlik veronderstel was om 'n produksieateljee vir radio stem en nie musiek te wees nie. En dit het toe nou uiteindelik op die oor van hierdie musiekhuis geval en hulle het hom 'n kontrak aan. Dan is dit in die eerste instansie baie interessant, jy voed die ou op wat daarna luister, en volgende keer as hy daai liedjie hoor, dan luister hy met 'n ander oor na daai. So dis maar net 'n eenvoudige voorbeeld, maar dis die goed
wat radio interessant maak en wat hom aan daai 3 eienskappe laat voldoen wat ek net nou genoem het. So ja, Pierre, ek dink hierdie ding van wat ek aanvanklik gesê het vanuit die gemeenskap vir die gemeenskap kan deur hierdie tipe van betrokkenheid wat Reggie dan nou onder sy vaandel het, kan dit die radio tot nuwe hoogtes bring. Dankie Bernard. So asseblief, Ja, mense dankie. moet kom. Jan Hendrik, ek wil vir jou gou hier vra, jy wat verantwoordelik is vir opleidinge vir menslike hulpbronne, waar sien jy 'n rol as dagbestuur lid hier? Baie dankie Pierre. Ek wil net by my vorige storie gou net aansluit rondom dit wat ons implementeer om die programme beter te maak. Ek dink wat ons onmiddellik begin doen het, nadat ons besef het, luister hier met 'n kwaliteitsverandering plaasvind, het ons onmiddellik weer begin met die stasies omvattende omroeperskode en beste praktyk riglyne wat daar gestel was destyds geskryf deur Bernard Lamprecht en Annette Smit. Luister gou, ek is in die regsprofessie vandag nie en ek kan nou vir julle sê ek kan redelik kontrakte opstel en briewe skryf en dit het nog begin want ek het hier by die radio begin. Van Pretoria af hier gekom, regtig my kultuur hier kom vind en die radio het 'n plek gemaak in hulle huis vir my. En ons het advertensies geskryf, dan lê hom nou voor aan Bernard. Luister net nie 7 keer daarna nie, dan is hy nog steeds hier reg. Dan sê Bernard, luister, miskien moet dit so klink. En uit daai tipe manier het Bernard en Annette ongesiens soveel karakter in my gevorm en soveel van hulle wat deur hulle hand is. So die radio sien ek as 'n huis en waar ons regtig kan groei tot die volle potensiaal van dit wat die Here uiteindelik in sy roeping vir ons bedoel het. Maar terug by dit, ons wil graag hierdie omroeperskode en beste praktykriglyne daarstel. Dis fenomenaal en dit gaan in elk geval die raamwerk vir orde, waarheid en verantwoordbaarheid weer daarstel. Dan is daar ook, jy weet, hierdie gereelde opleidingsgeleenthede wat geskep gaan word met die doel om die programme deeglik voor te berei. Inhoud met wysheid te hanteer en ook opbouende terugvoer te gee soos Bernard ook dit reg gesê het en dan ervare omroepers dan jonger omroepers en minder ervare omroepers gaan begelei in die gees van geestelike vaderskap en disippelskap. Jy sien ons is 'n geestelike radiostasie. Daar moet nie een aspek wees van hierdie radiostasie wat 'n ou nie kan verwoord op die riglyn van sy woord nie. So ek kyk ook dan as ons gaan betrokke raak by weeklikse opleiding en mentorskapsprogramme gaan ek ook groot rol daar speel, maar ook die jeugbetrokkenheid wat my baie na aan die hart lê. So met die oog op die volgende geslag word doelbewuste pogings aangewend om ook jong mense by die stasie te betrek deur middel van jeuggerigte programme, potsendings, digitale platforms. Jan het so vinnig daaroor gepraat, maar ook jong persone wat genooi word om deel te word van inisiatiewe soos hierdie nuwe kraakvars programme wat net uit hulle gebied kan uitkom en uit hulle oorde kan uitkom met toegewyde mentors wat hulle kan begelei in gees en waarheid, nê. So hierdie fokus weerspieël 'n Bybelse verantwoordelikheid om dit wat ons ontvang het oor te dra aan die volgende geslag sodat die roeping en die mandaat van die radio voortleef. Ek dink as ek samevattend net kan sê, Peer, is die fokus gerig op gestruktureerde mense, ontwikkeling natuurlik van hierdie mense as 'n geestelike en strategiese prioriteit waar omroepers toegerus, begelei en ondersteun word en die stasie dan so versterk in stabiliteit, geloofwaardigheid en ook die impak wat die stasie kan maak tot eer van God en tot diens van die gemeenskap wat hy aan ons toevertrou het. Luister, dis die belangrikste ding wat ons hier. Die bate van die radio is definitief nie dit waarmee ons nou besig is nie, maar is die mense aan wie hy ons toevertrou het. Dis die genade wat die Here vir ons gee om hierdie ouens te bedien. Dankie Jan Hendrik. Ja, nou die groot vraag, finansies. Ons wil volhoubaar wees, maar ons wil ook nie bedel nie. So ons moet 'n werksbare plan kry en die strategie wat ons dan nou volg en wat ons gaan weer volg en ons het dit nou redelik aangeraak vanoggend. Maar Bernard, vertel jy 'n bietjie vir ons in jou jare, hoe het julle dit reg gekry om die radio volhoubaar finansiëel, kom ek sê, op die lig te hou? Eer kan ek vir jou sê ons het vir Jan van Riebeeck gevryf dat sy oë traan. Ja. Dis die kern van waaroor dit gegaan het. Daar was nie geld uitgegee voordat daar nie deur verskillende vlakke goedkeuring gegee was dat daai geld gespandeer kon word nie. Ons het nie soveel as die laags besoldigde persoon op die hiërargie van die radio se personeelstruktuur aangestel sonder dat daar direksie goedkeuring daarvoor was nie. Met ander woorde, ons het vir elke ding wat ons wou implementeer, het ons 'n begroting uitgewerk en ons het vooraf
al die navorsing gedoen sodat ons 'n gedetailleerde voorlegging aan die direksie kon maak. En as hulle gesê het, dis goedgekeur, dan het ons ook die vrede in ons gemoed gehad om dit te gaan implementeer en dan het ons uit hierdie en ek dink die radio se finansies werk baie soos persoonlike finansies. As jy van 'n kredietkaart af moet lewe, dan bly jy elke maand in die rooi. Maar as jy begin om jou finansies baie sekuur en baie akkuraat in jou persoonlike omstandighede te bestuur, dan vind jy waar ek aan die begin van die maand 3 maande terug te min geld gehad het, sit ek met 'n surplus. En daai surplus moenie nou omdat dit 'n surplus is vir iets anders aangewend word nie. Dit moet by die neseier kom. En dit is wat gebeur het. Pierre het net nou daarna verwys waar ons by 'n punt gekom het waar toe ons die radio oorgegee het van die ou bedeling af na die nuwer bedeling toe. Waar ons by 'n punt gewees het waar ons kon sê daar's genoeg fondse in die rekeninge van die radio sodat die radiostasie vir 12 maande kon loop op die petrol wat in die kanne staan, sonder dat daar enige inkomste hoef te kom. En as ek dink dit is waar 'n mens nou moet begin en julle het al die kundigheid daarvoor is maar 'n gedagte. Maar kyk hoeveel liter petrol kan jy in die kan agterlos aan die einde van die maand. Moenie wag tot die kar droogloop en gaan staan. Eer as ek daar kan inkom, dankie Bernard vir daai inset. Jy weet, ek dink wanneer ek met plase werk en dit is nou ook 'n goeie voorbeeld en ek het al die voorreg gehad, dan sal hulle nou vir my as 'n konsultant inroep en daar's 'n of ander fout. Nou gewoonlik is dit een of ander middelbestuur, ons nooit die baas se fout nie, een of ander voorman wat nie sy werk doen nie of wat ook al. En ek dink die breë konsep wat ons ook vandag hier met in die oë kyk is, dis baie interessant dat iemand baie bekend soos Jordan B. Peterson, iemand soos Elon Musk, wat vreeslike wonderlike goed doen. En ek onthou eendag het Elon Musk die volgende gesê, to say, I am always open to criticism within, but I absolutely block criticism that is without. En wat hy net daarby bedoel het, is dat daar's mense wat hom wil ondermyn en glad nie sy visie verstaan nie. Nou daai kritiek luister hy glad nie na nie. Maar die kliënte wat sy motors koop, daai mense luister hy baie fyn, want elke stukkie kritiek is nodig. So ek wil ook sê dat as 'n dagbestuur en ook die groot deel van ons direksie, is dit ook vir ons 'n grondbeginsel, Pierre, en ek wil jy moet vir ons nou 'n bietjie daai punte lys wat ons ook inkomste wil genereer, is dat ons is oop vir kritiek. Kritiek is 'n goeie ding. Ons omroepers is oop vir kritiek. En die stelsels wat ons tot dag het, ek weet Egbert, as ons nou opleiding doen, dan sal hy vir my sê, Jan, maar ons doen dit. Ons doen dat. Ons is nie alles wat ons hier doen is mos nou verkeerd nie. Die radio doen 'n baie klomp goed reg. En ek wil dit baie pertinent sê vandag. Die radio is nie die moeilikheid omdat ons net totaal alle swak radiostasies nie. Die uitdaging is, ons is oop vir kritiek en as die finansies ons nou druk, is dit 'n vorm van kritiek. Dis 'n vorm van 'n signal wat iewers afgaan en sê, jong, julle gaan met aanpassings maak, julle moet miskien weer 'n bietjie dink hoe julle goed doen. En dieselfde geld vir ons omroepers, ons programme, die manier hoe ons dinge doen. Dis nie persoonlik nie. Dis nie oor 'n mens nie, maar dis dat ons die heeltyd onsself sou oopstel vir verandering en groei. Amper sê ek Bernard, Jan, hierdie radio is groter as ons almal. En ek dink dat baie keer vergeet jy dit. Nou kom ek sê nou ek praat uit ervaring uit want ek het hier agter hierdie mikrofoon groot geword. En baie keer het dit nodig gewees vir 'n pa om te kom sê luister gou, jy's nie groter as die game nie. Kom gou weer in lyn met waarmee jy besig is. En luister om te dink of ons relevant is onbelangrik. Wat ons wil graag hoor is jy wat die luisteraar daar buite is, dink jy die radio is relevant? In die mandaat en die roeping waartoe God hom geskep het. En dis waarna ons belangstel. Ja. Jan, ek dink jy moet gou daardie rugby game wat jy altyd so gebruik. Net gou 'n bietjie daaroor praat. Laat ons net voordat ons nou ons plan op die tafel het. Ja, so drie druk soos ja. So een van ons maniere ons dink en dis weer eens 'n bestuursbeginsel nie. Is dat ek het Rassie se boek en teen ek was net so amper klaar met my studies
En ek het 'n onderhoud met iemand en hy maak toe hierdie punt. Hy sê en in my studies het ek my hele studie self het gegaan oor verantwoordbaarheid. En ek het die vraag gevra jy weet die Christen wêreld, ons is in die moeilikheid, nê. Ons kry wonderlike prestasies, maar dan sien ons hierdie skandes en dan vra ek die vraag vir verantwoordbaarheid. En hy sê toe vir my, Jan, het jy Rassie se boek gelees? En ek is nog glad nie 'n sportliefhebber nie en ek dog wag het ek nou Rassie se boek lees en ek weet nie of julle weet nie. Rassie kies sy spelers volgens wat hy noem 'n speler pattern of 'n speler profiel wat hy gedierheidkundig is wat net dit doen wat spelers man hulle saamwerk, hulle spanwerk, hulle prestasies, hoeveel druk hulle, hoeveel skop hulle kyk na al daai goed, hulle fiksheid en so voort en dan bou hy 'n nie 'n kort rekord nie, 'n lang rekord. Want dan sê hy het hy 'n baie beter kans om 'n goeie speler te kan kies vir die span. So ons gebruik, ek dink ons wil dieselfde beginsel gebruik. Hier's niemand hier wat lei nie. Ons is onthou al is jy nou die beste speler in die span, het jy die span nodig om hy 3 gedruk te kry. So hier's nie 'n ding van die dagbestuur teenoor die direksie en die direksie teenoor die permanente ouens. So wat ons probeer doen het Peer, jy weet dit is dat ons het byvoorbeeld een WhatsApp groep nou. Ons werk nog aan hom waar ons die heeltyd kommunikeer soos in 'n rugby span is. Die mekaar en dan praat die ou en dan praat daai ou en hierdie ou is naby die bal lê en dan moet hy nou maak. Maar wat ons probeer regkry is wat ons noem 'n rugby consciousness. Met ander woorde, ons almal speel vir 'n 3. En dan as Rassie mos nou kom of nou die kaptein, dan sal hy sê, "Jong, ek het 'n plan hoe ons 3 gaan druk." En nou julle weet mos nou self, jy kan daai planne hoe bepraat, maar om die 3 gedruk te kry volgens daai plan is 'n hele ander storie. So wat ons as dagbestuur wil doen vandag en ook in die weke, maande wat kom, ons gaan die hele tyd kom met planne, maar ons kan nie sê altyd gaan daai plan werk nie. Ons net sê dis dalk wat ons gaan doen, dis wat ons sien. En dan hoop ons dat almal, letterlik almal, dan nou kop in dieselfde rigting druk, hart in dieselfde rigting druk en dat ons kyk of ons daai 3 gedruk kan kry op daai strategie. En dan gaan ons nou sien of hy werk of nie werk nie. Na 'n tyd gaan ons sien nie hy werk nie. So ek hoop ek beantwoord jou vraag, maar dit is half die metodiek van bestuurstyl. Kyk, jy kry 'n toebestuurstyl. Hulle werk hier die strukture en jy kan nie by die baas praat as jy nie 'n afspraak maak nie. Ons wil graag 'n oop bestuurstyl hê. Want ons is 'n gemeenskapsradiostasie en dit is bietjie meer messy, is bietjie meer de mekaar, maar uiteindelik kry ons dan hierdie hoop ek gaan nie die woord wat ek in ons vergaderings gebruik het is 'n one mind consciousness. Met ander woorde ons begin uit een kop uit dink in 'n rigting en dan begin die ding hopelik energie kry. Ek sien jy wil iets sê Bernard. Ek kan sien julle wil die wêreldbeker wen. Yes, absoluut. Ja. Jan, ek wil net aanhaal daar en ons praat nou oor die dagbestuur en die omroepers en die direksie, maar die mense wat daar uitstel buitekant die radio se knoppie aansit. Hulle is ook deel van hierdie planne. Ja. En as mense in hulle hart gelei voel, ons het net al uitnodiging gestuur, maar as mense 'n gedagte het, kom deel dit met ons. Praat met ons, want ek dink buitekant sit net soveel kundigheid. Ja, kom ek gee gou die plan wat ons dan nou het om ons 3 te druk soos wat Janne nou so pas vertel het. Ons het aanvanklik of onmiddellik ons kostes gesny. So ons is al van 158, ek het dit net gesê, 158,000 is ons nou terug na 113,000. Die plan wat ons op die tafel het is om flitspakkette, ons bied kort advertensiepakkette van 30 sekondes aan en dit is beskikbaar per maand of kwartaal. Dat is ideaal vir klein besighede om sigbaar te wees. Program boodskappe, promosie onderhoude, buiteuitsendings, geïntegreerde pakkette om ons kombineer radio, web en sosiale media en bepaal aantal flitsse plus sosiale plasings. Om dan nou vir ons inkomste te kan genereer, maar ons wil waarde gee vir die ou wat adverteer of dan nou die flitsse opsit, sodat ons kan dan nou inkomste kry en dan is dit die plan wat ons op die tafel het. Jan, jy wil iets sê? Nee, ek bedoel, Peer, is jy klaar? Ja, ek het nou gesien julle Jammer Peer, ons val jou in die rede. So is ons Julle moet net weet, die ouens wat op kameras wat nou sien die handbewegings wat nou hier gebeur. Ja. So ja, dit is maar dit is die plan. Verder gaan ons nog steeds af
ons jaarlikse telethon doen. Ek kan noem dat ons gaan vir jaar ons telethon 'n maand voorskuif, want ons elke jaar in dieselfde tyd gleef as Loetsville Skou, so ons wil kyk of ons daar nie 'n ekstraatjie kan kry en mense meer betrokke kry by ons telethon nie. En dan is 'n lys van vriende vir Radio Namakwaland, mense wat maandeliks 'n klein bedrag, so klein soos R50 of R100 kan skenk, sodat ons dan nou ons inkomste kan kry. Ons wil dus vir die saakonderneming sê, kontak ons vir pakkette. Vir gemeenskapslede sê ons, word deel van Telethon. Skryf 'n debietorder en vir almal deel ons podcast en ons sal dit deel op podcast en sosiale media. Dit is hoe ons volhoubaar word om elke week net geld te, ons wil nie elke week net geld vra of elke maand dan by die punt kom, soos Bernard dit nou mooi gestel het, ons moet so 'n maand se petrol voor tyd hê en dan wil ons weer teruggaan en na 'n 12 maande petrol kan wat vir ons kan end uitvat, dat ons 'n backup het. Jan, is daar iets wat jy wil byvoeg? Ja, ek dink ons begin klaarmaak. Ons het nog so 5 minute oor en baie dankie dat jy saam met ons vandag hier luister en ons natuurlik weet dat hierdie uitsending vandag gaan ook op ons pot gooi en hy gaan op ons YouTube kanaal, ons Facebook kanaal wees. So mense wat dalk nou gemis het, gaan dit kan aflaai. Gaan kyk gerus op ons Facebook bladsy. Ons het nou min tyd gehad om ons wou oproep ontvang, maar ek dink ons gaan 'n bietjie min tyd hê daarvoor. Maar ons wil julle uitnooi, julle ken ons WhatsApp lyn, as jy vir Jan Hendrik net vir ons WhatsApp lyn nommer gou daar kan uitgee. Jy kan daar vir ons boodskappe stuur. Hier op die Facebook bladsy kan jy vir ons comment, jy kan hier vir ons ook jou indrukke gee. En natuurlik ons nommers en kontakbesonderhede is by die radio beskikbaar. Sou jy dalk met enige een van ons in die dagbestuur wil in gesprek tree of dalk vir ons 'n bietjie advies gee of hulp gee, jy's baie welkom. Daai nommers gaan Jan Hendrik gou vir ons gee. Kan ek dit vir jou gee, Jan? Ja, net so ter slotte ook van my kant af, jy weet, ek dink ons is hiermee as die organisasie wat verantwoordbaar is teenoor die bestuur van hierdie maatskappy, dat ons hierdie pad as 'n eenheid bewandel in gehoorsaamheid aan die Here. Ek dink ons wil dit net onderstreep en erkenning dat alles wat gedoen word uiteindelik aan hom behoort. So ons doen dit met die vaste oortuiging dat elke taak, elke stem, elke bydrae, elkiets wat ons doen hier groter roeping is en dat elkeen volgens die genade wat aan hom of haar gegee is 'n verantwoordelikheid dra in hierdie liggaam. So as jy betrokke kan raak, soos die Here jou ook al lei, gee vir ons asseblief 'n boodskap by 079 350 7339. 079 350 7339. En in hierdie lig sal gestruktureerde inisiatiewe ingestel word om programaanbieders, ook vrywilligers toe te rus, mekaar op te bou in liefde en waarheid en verantwoordbare terugvoer te gee, sodat almal kan groei tot geestelike volwassenheid en vrugbaarheid wat hierdie radio tot eer van die Here bedryf. Ja, en ons gaan gereeld werk aan ons programme om dit te verbeter, ons musiek aanpas, sodat ons relevantie kan behou. So, saam met dit gaan ons ook gereeld meningspeilings en steekproewe doen. Ons gaan by feeste en markte wees en opdag, so kom gesels met ons en nooi ons ook. Ja, Bernard, dan wil ek vir jou die eer gee om af te sluit met jou laaste gedagte. En as dit jou in jou hart is, wil jy nie vir ons 'n gebed doen nie? Gary, baie dankie. Ek voel regtig geëerd om vandag deel van hierdie gesprek te wees. Baie dankie dat julle my genooi het om hier te wees. Ek moet sê ek het so 'n warmte hier binnekant. En ek het 'n opgewondenheid omdat ek sien Jan hoe julle besig is om die spelers fiks te brei. Want Rassie het nie een van die spelers in sy span ingesit wat nie fiks was. So julle is besig om die manne voor te berei en hulle fiks te maak vir die wedstryd wat voorlê, want die Wêreldbeker is om die draai en julle wil hom wen. So ek is baie opgewonde daaroor. Ek glo daar's nog baie jare, baie bedieningsgeleenthede, baie inspirasie wat deur die radio in die luisteraars se harte ingedra kan word. Ek wil net gou sê, ek het vanoggend toe ek 6:00 daar deur die kloof kom by Citrusdal op die N7. Ek kon nie wag om daar te kom dat ek 90 kon kry, 90.0 kon kry nie. En vandat ek daar deurgekom het, dit was toe nou al so eentjie na 6, jy het jou eie bediening gehad en daarna het Reggie opgekom en sy bediening gehad en die Koenie Niemand van Klawer het sy bediening gehad
En alles van dit was asof die Here dit so bestem het dat daai boodskappe vandag moet kom, omdat dit so mooi integreer met die gesprek wat julle ook met die luisteraar hier het. So dis kosbaar. Die kosbaarheid van 'n radiostasie soos Radio Namakoland. As jy in jou private, in jou eensaamheid geestelike inspirasie nodig het, dat jy kan aanskakel en weet daar sal iewers deur die loop van hierdie dag iets kom om my op te tel, my te inspireer en my te stig. En dan die broederskap, ons het net nou ook net daarna verwys, die broederskap van die platteland. Hierdie skouerskuur kosbaarheid wat Reggie ook net nou genoem het. Dis iets wat in die stad wegraak. Jy het nie daai persoonlike kontak van 'n boetie in die Here Jesus wat jy nou gaan skouerskuur en wat die Here hom gebruik om net iets te sê om jou op te tel en jou te stig in jou omstandighede. So Pierre, ons het aan die begin van die radio die lese gehad, Radio Namakoland 93.4 FM, waar ons 'n verskil maak. En later van tyd het dit verander na die huidige tot sy eer. Ek dink ons moet miskien weer teruggaan en sê waar ons 'n verskil maak tot sy eer. Die twee bymekaar voeg. En dit is waar die luisteraar 'n ongelooflike rol kan speel. Dankie, ek is bevoorreg. Ons bid. Kom ons sluit die oë vir jou wat voor die radio is. As jy dit kan doen, doen dit gerus saam met ons. As jy bestuur, hou jou aandag op die pad, maar jou oë gefokus op Jesus. Vader, baie dankie vir hierdie kosbaarheid. Dankie dat U vir ons 'n nuwe inspuiting kom gee. Dankie Here dat U Heilige Gees stuur om saam met ons hier te wees, om ons te stig en te lei. En Vader, ons is mense en ons maak foute en soos iemand gesê het, die enigste een wat nie 'n fout maak nie, is die een wat niks doen nie. Wil ons vra, o Heilige Gees, kom bewaar ons van die foute. Wys ons op die pad waar U vir ons wil lei. Vir hierdie dagbestuur en die direksie en die personeel wat U nou hiervandaan gaan gebruik om hierdie nuwe strategie, die nuwe rigting, terug na die waarheid van die woord, terug na die sentrale wese van Radio Namakoland, Jesus Christus ons redder, terug daarna toe. Begelei ons, seën ons en begenadig ons asseblief, as ons dit met baie danksegging vra in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, van my kant af baie dankie vir elkeen wat ingeskakel was. Deel was ook van ons lewendige uitsending. Genade, seën en vrede vir jou ook en dankie dat jy ons in jou gebede dra.